So het ek die na Pinkster, wat is dit, 2 weke terug al, het ek nogal 'n redelike klomp oproepe gehad oor 'n klomp goeters wat vir my baie opgewonde gemaak het oor mense wat vrae gevra het, wat ek dink, my pa het altyd gesê, jy dink aan goed wat jy nooit gedink het jy gaan dink aan nie. En dis daai tipiese ding van 'n klomp goeters wat gevra is, wat ek dink nie enigsins ooit by mense al opgekom het en dis die goeters wat my opgewonde maak, dat 'n mens bietjie vars begin dink oor die Bybel, dat die Bybel nie net 'n dooie boek is wat jy lees elke nou en dan, en dis half net, ek wil amper sê 'n kinderstorie wat jy net lees van Genesis tot Openbaring, en dan kom jy agter, maar daar's eintlik soveel meer rondom die Bybel. En ek het hierdie volgende storie het ek gehoor, ek dink laasweek ergens, en dit was vir my so gepaste storie, so ek wil vanoggend vir julle die storie vertel van hierdie man, ekskuus, ek is bietjie verkouerig, hierdie man wat geloop het in sy lewensreis, man-vrou, in sy lewensreis, en gedurende hierdie lewensreis, soos wat dit gebeur met ons almal, het hy in 'n gat geval, 'n fisiese gat, wat in die grond gegrawe is. Soos baie van ons op hierdie oomblik in gate is, of ons dit nou wil herken of nie, is baie van ons wat hier sit, wat vandag in 'n baie diep gat is. En hierdie man sit binne in hierdie gat, en is hierdie ongelooflike styl gat, en hy kry nie uit hierdie gat uitgeklim nie, en hy probeer, en na 'n hele klomp ure het hy eenvoudig net begin opgee, want hy kon eenvoudig net nie uitkom nie, en dit is hierdie remote, dis daar op 'n plek wat niemand van weet amper nie, en hy hoor iemand aankom, en terwyl die persoon aankom, skree hy uit die gat uit, help my, en die persoon kom staan by hom, en die persoon wat buitekant die gat staan, kyk af, en die ou binne in die gat kyk op, en jy weet mos daai nood in iemand se oë, en hy kyk weer af, en hy sê vir die man hier binne in die gat, sê vir die ou wat buitekant is, help my asseblief om uit die gat uit te kom, en die ou wat daar so staan, maak sy aktetas oop, en hy skryf 'n briefie, en op die briefie, en hy vou dit op, en hy gooi dit binne in die gat in. Op die briefie staan daarso, wanneer jy uit die gat uitkom, kom sien my, ek is 'n dokter, ek sal jou verniet behandel, en ek sal jou gesond kry, en ek sal jou niks vra vir dit nie. Hoor gou mooi die kern hierso, wanneer jy uit die gat kom. So jy moet die werk doen. En hierdie ou sit in die gat, en hy probeer weer, en so aan, en nog 'n paar dae, hier kom nog 'n ou verby, en hy hoor die voetstappe aankom, selfde storie gebeur, die ou kyk op, en hy kyk af, en so aan, en die ou staan daar, so, en hy sê vir hom, help my, en die ou maak sy aktetas op, en hy skryf 'n brief, en hy gooi dit in die gat, en hy sê, ek is 'n prokureur, wanneer jy uit die gat uitkom, dan soe ons hierdie mense, want hulle moes nooit hierdie gat hier gegrawe het nie, maar ek sal dit pro bono doen, ek sal dit net vir jou doen, maar weer eens, wanneer jy uit die gat uitkom. En naderhand begin hierdie ou simptome vertoon, en daai smaak in jou mond, van metaal, wat jy weet, nou is jou organe besig om in te gee, en hy kry al hierdie goeters, en hy kom agter, hy het nie lank oor nie, en hy begin bid, en hy sê, God, asseblief, ek weet ek is besig om te sterf, ek weet dit, ek voel dit aan my liggaam, maar as ek vir oulaas iets mag vra, wil u nie asseblief laat hulle my liggaam vinnig kry nie, sodat my familie kan closure kry, en laat ek ten minste, laat my liggaam nie so sleg ontbind is, dat dit vir hulle nie lekker is om na te kyk nie. Op daai laaste gebed van hom, hoor hy iemand verbystap, en hy skree weer, help my, en die ou kyk af, en die ou kyk op, en hy kan sien, hy is ongelooflik gedehidreer, en hy is regtig naby aan die dood, en die ou aan die buitekant spring binne in die gat in. En die ou kyk hom so, hy sê, is jy mal? Hy sê, nou gaan ons albei in hierdie gat doodgaan. En die ou kyk hom so, en hy raak aan die lag, en hy sê vir hom, moenie bekommerd wees nie, my vriend. Ek was al in hierdie gat. Ek ken die pad uit. Daar's altyd iemand wat al in daai gat was. Fill in the blank, in daai gat. Daar is iemand wat al in daai gat was.
Dis hoekom jy in daai gat geval het, of nog in daai gat gaan val, en mense rondom jou ken, want daai persoon ken die pad uit die gat uit. Maar hy ken die pad uit die gat uit, hy gaan nie vir jou help om uit die gat uit te klim nie, hy gaan saam met jou in die gat inklim, en vir jou die pad uitwys. Want sien, die probleem kom in is, en ons doen dit al hoe meer met ons kinders. Sodra hulle in gate val, wat doen ons? Ons gooi vir hulle die tou en ons trek vir hulle uit. In plaas van om vir hulle te wys hoe om uit die gat uit te kom, maak ons dit vir hulle makliker. So met dit alles het ek vir jou 'n vraag. Wat is die kerk? Want sien, dis die probleem waarmee ons sukkel, want as ek nou vir jou vra, wat is die kerk, en ons gaan rom en ons skryf briefies, dan wonder ek, wat gaan ons doen, want ek het agtergekom, ons grootste denkfout wat ons het, is as ons vra, wat is die kerk? Want die kerk is nie 'n wat nie, die kerk is 'n wie. Wie is die kerk? Sien, dis ons grootste probleem. Ons wil die kerk 'n wat maak. Ons wil 'n afstand hou. Ons wil die een wees wat buitekant die gat staan en eerder net briefies skryf en ingooi. Ons wil nie inklim en help nie. Ons wil aan die buitekant staan, want ons het ongelooflik baie. Het julle al agtergekom hoeveel keer hoor mense, en ek praat nie eers net van die kerk nie, van hoe baie mense probleme uitwys, maar nie oplossings vir die probleme probeer uitwys nie. Weet, daar's nie altyd oplossings vir alles nie, maar ons het altyd hierdie probleem, maar niemand het half 'n oplossing nie. Een van die goeders, en ek is dood eerlik met julle as ek dit sê, een van die goed wat my kinderlik opgewonde maak, as iemand vir my 'n voice note stuur, of 'n boodskap stuur, of my bel en vir my sê, Jesmornay, ek het 'n plan vir hierdie volgende ding, een of ander probleem wat ons in die kerk het, wat ons dit kan mee verbeter. Ek het 'n nuwe plan wat ons kan doen. Iemand het my nou die dag gebel, en ek was omtrent seker 3 ure by sy huis gewees, oor iets simpels, iets kleins, wat ons besig is nou mee op die oomblik. Maar hoekom is dit vir my belangrik om daai oproepe te kry, of iemand wat met my praat oor dit, want ek het al met hoeveel mense oor hoeveel goeders gepraat, en ek in die kerkraad voor te sit, ek het ook al gepraat oor goeders, en dan vra ek die vraag, maar niemand antwoord die vraag terug nie. En dan begin ek bekommer raak oor dit. So, as iemand my bel en vir my sê, hierso is 'n oplossing wat ek vir jou het, dan is daar 2 goed wat by my opspring. Is die eerste een, daai persoon dink effektief. In effek dink hy effektief aan die kerk. Waar ook al dit mag wees, waar hy beweeg, gebeur daar goeders, en sy gedagtes gaan na die gemeente toe, na ons kerk toe, en hy gaan in, hoe kan ons hierdie aanwend by ons kerk? Want sodra jy dit begin doen, dan beteken dit dat jy, en ek wil die Engelse woord gebruik, dat jy invested is in jou gemeente. Jy is nie net 'n bystander nie. Daar's 2 tipe bote in hierdie wêreld. Daar's 'n cruise ship, die Disney, wat ook al jy hom wil noem, en dan's daar 'n oorlogskip. Dis die 2 tipe bote wat daar is. En ons wêreld is so aan mekaar gesit. Daar's 'n cruise ship, en dan is daar 'n oorlogskip, of 'n vissermanskip, of so iets. Wat is die verskil tussen hierdie 2 skepe? Die cruise ship kom jy aan boord, en jy word cocktails gegee, en jy word gepamperlang, en hierso is jou handdoekie, en hierso is jou, en jy ontvang net. En jy verwag dit, want jy wil net hê. En dan stap jy op 'n oorlogskip op. En as jy op 'n oorlogskip opstap, dan het elke ou sy werk. Want as een ou nie sy werk doen nie, dan veroorsaak dat iemand anders te gaan doodgaan. Hoor mooi, hy gaan doodgaan, omdat jy nie doen wat jy moet doen nie. So waar is jy? En die tweede punt is, hulle wil die kerk verbeter. Hulle wil dus aktief deel wees van die liggaam van Christus. Die komende vakansie het ons Kids Games, en ek het hierdie jong klomp wat my kom help. En hulle hoef nie, dis 'n vakansie. Ek weet nie wie van julle, ek praat nie van die onderwysers nie, wie van julle het al 'n week lank met kinders te doen gehad het, van 7:00 die oggend tot 6:00 die aand toe nie. Ek hou nie eers vir my eie kinders nie. So, om nou nog 'n hele, ek spot.
Maar om nou nog 'n hele week lank met 'n klomp wildvreemde kinders te sit, wat vir jou van jou kop af maak, glo my, julle weet waarvan ek praat, dis chaos. Hierdie kinders kom doen dit, hulle gee 'n hele week van hulle vakansie op, om dit te kom doen, om te kom help daarby. Hoekom doen jy dit aan jouself? Hoekom doen jy dit aan jouself, dat jy elke oggend jouself uit die bed uitskeer, want dis regtig wat jy doen, en dan in die oggend, en dan kom jy aan, en dan hardloop hulle boor jou, en dis asof die male vir hulle suiker ingegee het, voordat hulle gestuur het so intoe, en dan is dit so die hele tyd, heen en weer, tot vanaand 5:30 toe, en dan is daar van die ouers wat vergeet, en dan moet jy hulle bel, en dan so 7 uur, dan kom, weet nie noodwendig of hulle vergeet, en of hulle net hoop ons gaan hulle hou nie, maar dan met ander woorde, dan kom hulle daai kind, en dan gaan jy met hom huis toe. En ek het lank genoeg, ek gaan nie gesê striewel hiermee nie, maar ek weet wat's die antwoord. Ek gaan nou vir julle by die antwoord kom. So as ons kyk na ons eie gemeente, as ons kyk na NG Moreesburg, dan vra ek gou vir jou die volgende, weet jy wat agter die skerms aangaan? Weet jy wat, ek staan hier voor, en ek het ordentlik voorberei vir hierdie preek. Dis nie 'n ding wat ek halfdag doen en dan sit gedoen nie, glo my. Ek het ordentlik voorberei vir hierdie kerk, maar ek is maar een klein raaitjie in die groot stelsel om hierdie te maak werk. Want ons het mense wat daar agter sit, wat die bordoperateur is en wat die klankoperateur is. Ons het 'n koster, ons het 'n skoonmaakdame, ons het 'n kantoorpersoneel wat al hierdie goeders maak werk. Julle en ons kan aangaan en aangaan. Daar's mense wat Bybelstudies lei. Daar's mense wat vir die ou mense gaan lees. Daar is ongelooflik baie goeders wat aangaan. En een van my hartkloppe is, ons het mentors wat met ons kinders werk op elke Sondag, wat met hulle sit daarso en wat vir hulle probeer leer van die Here. En jy kan met hulle praat, elkeen wat dit al gedoen het tot dusver. Hulle vertel vir jou baie keer, as hulle hou by die werk wat ek vir hulle gee, hulle het meer geleer as wat hulle vir die kinders geleer het. Ewe skielik leer jy 'n klomp goeders wat jy nooit voorheen gehad het nie. Ek het dit met myself agtergekom. Ek het Genesis 1 gedoen vir die van julle wat dit nie gesien het, gaan kyk dit asseblief met Pinkster. En ek het daar klaar is, toe dink ek myself, jong, maar hoe meer jy begin leer, hoe meer kom jy agter jy weet niks nie. Want die Bybel is so groot. En God het vir ons soveel inligting wat hy vir ons wil gee, omdat hy so lief is vir ons. So ons kan aangaan en aangaan, so ons kan elke liewe ding opnoem van hoeveel mense hier is om goeders te maak gebeur by die gemeente. 1 Korintiërs 12 vers 27 sê, julle is die liggaam, dis ons nou, die liggaam van Christus, en afsonderlik is elkeen 'n lid daarvan. Ons weet hierdie hele ding waar Paulus skryf van die oog en die arm, en elkeen kan nie op sy eie funksioneer nie. En dink aan jou eie liggaam. Weet jy wie van julle het al daai rugspasma gekry, wat jy so in daai spesifieke posisie gelok is, wat jy nie kan opstaan nie, as gevolg van dit, en dan staan jy net so, dis aklag. En dis so 'n klein spiertjie, of een of ander ding, wat vir jou daar vast dat jy kan nêrens heen gaan nie. So die liggaam is gemaak om as geheel te werk. As die een gedeelte nie werk nie, ons ken hierdie ding, dan werk die hele geheel nie, want die oog kan nie doen wat die hand doen nie, en die voet kan nie doen wat die mond doen nie. Want op 'n stadium dan moet die voet ongelukkig intree om wat die mond te doen, en dan word jou mond in jou voet gesit, en dan is daar probleme, want ons doen dit, ons probeer help, en dan doen ons die verkeerde goeders. So waaroor gaan hierdie nou eintlik? Hierdie gaan meer oor wat God vir jou het, as wat dit is wat God van jou vra. Hoor mooi, dit gaan meer oor wat God, en ek wil die Engels gebruik, what God has in store for you, met ander woorde, wat God vir jou gaan gee, eerder as wat God van jou vra, want verstaan mooi, God het niks van jou nodig nie. Daar's niks op hierdie aarde wat kan funksioneer sonder die mens. Alles kan sonder die mens funksioneer, alles. Hy het ons nie nodig nie, hy gebruik ons omdat hy vir ons iets wil leer, nie andersom nie. God het absoluut niks van ons nodig nie. Enig iets wat hy van jou vra, is omdat hy vir jou iets beplan, nie andersom nie.
en wat hy in jou gaan verander. Kids Games leer vir jou 'n klomp goeders. Een van die goeders wat Kids Games vir jou leer is net hoe ongelooflik God is. En hulle doen dit en dan op die ou ende raak jy so lief vir daai kids. En jy leer al hierdie goeders by hulle. En ek kan vir julle duisend verhale leer wat kinders my geleer het, wat ek nooit sal vergeet, en dan dink ek by myself, hoe het ek dit gemis? En dan verstaan ek ewe skielik hoe God dit eenvoudig net in die werklikheid vir ons na vore bring. Die Bybel sê vir ons baie keer goeders, maar dis mos asof ons dit nie glo nie. Hê geloof soos 'n kind. Dis wat die Bybel sê, hê geloof soos 'n kind. Maar voordat jy nie 'n kind beleef wat die geloof wat hy het nie, sal jy nooit dit verstaan nie. So om met hulle in aanraking te kom, ewe skielik verstaan jy, dis waaroor dit gaan. Dis hoekom kinders optree soos hulle optree. Dis hoekom kinders maak soos wat hulle maak. Al daai tipe goeders. Dis ongelooflik, ek kan nie vir julle sê nie. As jy jou Bybel by jou het, blaai vir my asseblief na Lukas 5 toe. Ek sal net so 5 versies daar lees, Lukas 5, Matteus, Markus, Lukas 5, ons gaan net verlees van vers 1 tot 5, ons ken almal hierdie gedeelte, en dit gaan oor waar Jesus sy dream team kies, die ouens saam met wie hy sy pad gaan stap. Lukas 5 vanaf vers 1. Op 'n dag toe Jesus langs die Genesaret meer staan en die skare vorentoe beer om die woord van God te hoor. Met ander woorde, al hierdie mense staan, hulle weet van Jesus, hulle wil graag hoor wat hy sê. En mense het ons nou geneigd om almal te druk, want almal druk van agter af. Sien Jesus vers 2, sien hy, Jesus, 2 skuite aan die kant van die meer lê. Die vissers het uitgeklim en was besig om die nette uit te spoel. Met ander woorde, hulle het klaar gewas. Hulle het klaar visgevang. Katolle is opgerol, visstokke is opgeslaan as geberge. Vers 3, Jesus klim toe in een van die skuite, die een van Simon, wat aan Simon behoort het, Simon Petrus, en vra vir hom om dit 'n entjie van die oewer af weg te stoot. Na hy gaan sit het, het hy die skare van die skuit af gaan leer. Toe hy klaar gepraat het, sê hy vir Simon, vaar uit na die diep waters toe. As jy iets wil onderstreep daai. Vaar uit na die diep waters toe en gooi jou nette uit om te vang. Meneer, antwoord Simon Petrus, ons het die hele nag deur gesoek sonder om iets te vang, maar op u woord, onderstreep daai gedeelte, maar op u woord sal ek die nette uitgooi. As ek hierdie stuk lees, is daai die 2 gedeeltes wat altyd vir my uitspring. Wat sê Jesus vir Petrus hierson? Gaan dieper. Hier waar jy nou is, gaan nie werk nie. Gaan dieper. Sien, ons wil nie dieper nie. Ons wil nie dieper nie. Ons wil hier vlak. Want vlak is gemaklik. Vlak is lekker. Kyk bietjie die kleintjies. Hulle is net hierso waar die water, die brandertjie spoel net so rustig en dan hardloop hulle mos so in en uit die water uit, want hulle wil nie dieper gaan nie. Want hierdie is lekker. Want die water is nog bietjie warmerig ook hierso. Is nie so koud soos daar diep nie. Is gemaklik hierso. Daar word nie van my iets gevra nie. Ek hoef nie regtig te swem nie. Ek kan op my voete staan. Met ander woorde, Jesus sê hierso vir Petrus net eenvoudig. Petrus, gaan dieper. Jesus gaan jou altyd dieper vat. Altyd. Hy gaan jou nooit los waar jy is nie. Jy gaan nie groei waar jy is nie. Niemand van ons groei, hoor my mooi, niemand van ons groei as dit met jou goed gaan nie. Niemand groei as dit met jou goed gaan nie. As jy op 'n lekker plek is in jou lewe, dan groei jy nie. Want jy hoef nie te soek na iets nie. Jy's vlak, jy doen gewoonlik sulke oppervlakkige goeders. Sodra die probleme beginne intree, dan begin jy dieper gaan. Dan begin jy soek na goed. Dan begin jy wonder daaroor. 'n Pel van my van Ficksburg bel my op 'n stadium. Hulle het probleme by hulle gemeente. En ek en hy is op die telefoon met mekaar soos 3-4 keer 'n dag partykeer. En daar's
regtig groot issues daartoe met die predikant wat daar aan die gang is. Dis nou nuwe mense so. En hy praat en eendag bel hy my en hy sê vir my, man, ek's klaar met die kerk, ek kan nie so aangaan nie. Hy sê, ek kom kerk toe om te kom ontspan. En ek wil net iets hê. Hy sê vir my, en dis 'n bekleierery elke liewe dag. En ek sê vir hom, ou matig, hy sê vir my wat? Ek sê vir hom, ek het vir jou net een vraag. Hoe baie het jy van God geleer in hierdie afgelope maand, wat jy nooit van hom voorheen geweet het? Want hoekom? God vat jou dieper. God wil nie hê dat jy moet bly hier so in jou gemaksone nie, want jy gaan nie groei nie. God gaan altyd meer van jou verwag. Jy kan nee sê, maar dan gaan jy weet waar jy is. Jesus gaan van jou meer vra. Hy gaan vir jou meer gee, want dan kan hy jou met meer vertrou. Ons weet, hoeveel stories is daar in die Bybel van dit. So met ander woorde, jy moet uit hierdie gemaksone van jou uittreë, sodat jy meer kan word. Jy kan kies om nie meer te wees nie, maar moet dan nie moan omdat jy nie meer is nie. En dis wat ons baie keer doen. Jy wil agterkom, hoeveel Afrikaanse gesegdes het ons? Beste stuurman staan aan wal, beste kaptein het nog nooit rugby gespeel nie, beste coach, hoeveel van dit het ons al gehoor? Want jy wil nie jou hande vuil kry nie. Wat ek jou wel kan sê is, alles is gerig op groei. Dit vind nie in vlak water plaas nie. Dieper in, en nou kan jy die dooietjies invul, dieper in die woord, dieper in jou verhoudings met mense, dieper met alles wat jy wil hê, moet jy dieper in beweeg, en jy moet meer van jouself gee as voorheen. En dan die tweede ding, daar waar Petrus hulle sê, ons het klaar gevang. Eintlik het ons nou besig om die nette uit te spoel, en eintlik is ons nou klaar. En dan sê Jesus, maar, dan sê Petrus, ja, maar omdat u so sê. Julle in hierdie u so sê, maak 90% van die tyd nie sin nie. Baie keer sal God vir jou die snaakste goeders laat doen, wat nie vir jou sin maak nie. Al maak het nie sin nie, al verstaan my verstand nie wat ek nou moet doen nie, omdat u dit gesê het, sal ek dit doen. Dis wat Petrus gesê het. Hulle is vissermanne, hulle hele lewe lang vang hulle vis. Hulle ken daai meer uit hulle kop uit. Hulle weet waar is die goeie spots, hulle weet waar is die slegte spots, hulle weet watter tyd van die seisoen is die visse waar, hulle het daar groot geword. En dan sê God vir hulle, okay, Jesus sê vir hulle, maar nou ga jy net dieper en dan gooi, hy weet voor sy heilige siel, daar is die visie, want hy het nou daar vis gevang. En onthou nou, hulle daai tyd het hulle gewoonlik in die aand vis gevang, want dit was koeler. Nou sit in die middel van die dag, op die warmste tyd. Daar is nie veronderstel om logies sin daar te wees, vis daar te wees. So wat gebeur dan? Maar as u so sê, sal ek dit doen. En toe hulle dit doen, vers 6, het hulle so groot klomp vis gevang, dat die nette wou skeer. Hulle wink toe vir hulle maats, en die ander skuite om te kom help. Hulle het gekom en albei skuite so vol gemaak, dat dit amper gesink het. Hulle was onder die indruk, dis verby. Die ou wat in die gat was onder die indruk, dis verby, dis klaar. Ek kan nie meer nie. Wat doen Jesus dan? Jesus gooi nie briefies af nie. Jesus is nie as jy uit dit uitkom nie, as jy uit dit uitkom nie. Wat het Jesus gedoen? Hy was die briefie wat afgegooi is. Hy is die God wat mens geword het, om in hierdie gat te kom val waar ons is, om ons te wys hoe om uit dit uit te kom. Is dit nie ongelooflik om so daaraan te dink nie? Jesus is die ou wat in die gat ingespring het. Ek was al in hierdie gat. Ek weet wat hier aangaan. Maar sien, my pa is soos in die argitek van alle gate. So ek weet hoe om uit hierdie gat uit te kom. Ek gaan vir jou wys hoe. Kom ek trek jou uit hierdie gat uit. Maar ek gaan jou nie uittrek nie. Ek gaan vir jou wys hoe om dit te doen. Want wat gaan gebeur is, ek gaan op 'n stadium nie meer hier wees nie. En iemand anders te gaan in 'n soortgelyke gat geval het, en dan kan jy met jou depressie wat jy het, met jou selfmoordneigings wat jy het, met jou huwelik wat besig is om op die rotse te loop,
met jou kanker wat jy het, met al daai goed waardeur jy gaan, met iemand 'n geliefde wat jy dood afgestaan het aan die dood, met al daai goed waardeur jy gegaan het, kan jy iemand anderste uit daai gat uithaal. Maar nie uithaal nie, vir hom of haar verduidelik, dit is wat ons moet doen. Jesus kies die B-span, die C-span, die D-span, om die mense te wees wat hierdie doen. Hy kies vir my en jou. Hy kies nie die hoes nie. Hy kies die normale mens op straat. Want hoekom? Ons kan met mekaar praat. Ons kan met mekaar te doen hê. En dan hierdie disippels wat saam met Jesus loop, sien goeders wat hulle wildste drome oorskry. Goed wat hulle nooit sou gedink het kon gebeur. Kan jy dink, as jy moet van Jesus 'n disipel gewees het in daai tyd, al die goeders wat jy moes beleef het, of sou beleef het, nie moes nie, sou beleef het. Dooies wat uit die dood uit opstaan en lewendig word. Mense wat blind was hulle hele lewe lank. Mense wat verlam was. Volgende Sondag praat ek oor die verlamde man by Bethesda, by die bad van Bethesda. Van daai tipe goeders, al daai goeders wat hulle gesien het. Hulle kon dit, en dit is omdat hulle dieper gegaan het. Hulle is saam met Jesus geloop. Verstaan, hulle het die besluit geneem, en moet my nou nie verkeerd verstaan nie. Ek sê nie ewe skielik gee, want almal sê altyd, nou moet ek gaan sendingwerk doen. Dis nie wat ek sê nie. My vraag is net, vra net vir jouself af, waar kan ek 'n verskil maak nou? Dalk is dit sendingwerk, ek sê nie dit is nie. Maar ek dink baie keer ons sending is amper langsaan. Hoeveel mense het ons al mee te doen gehad het hier in ons omgewing, wat jy nog nie 'n woord gesê het oor God nie. Nog nie 'n woord nie. Hulle het nie gebly nie, hulle het saam met Jesus beweeg, en dit het hulle lewe verander. Ons leef Jesus se planne, nie ons eie planne nie. Dis 'n belangrike ding wat ons moet onthou. Efesiërs 1:11 sê, deur Christus het ons deel geword van die volk van God. Met ander woorde, as gevolg van Jesus wat aarde toe gekom het, het ons deel geword van die volk van God. Ons is ingesluit daarin, soos hy dit vooruit al bestem het. Met ander woorde, Jesus het lankal al die planne gehad, wat hy alles gaan doen. Al van Genesis 1 af het hy daai planne gehad. Net in Jesus gaan ons doel vind. Hierdie is bitter belangrik. Julle en hoor asseblief vir my, net in Jesus gaan jy jou doel vind. Nêrens anderste nie. Ek het 'n pel, hoor mooi, wat 7 doktorale grade het. 7. Dis die ongelukkigste mens in die wêreld. Hoekom? Hy het nie Jesus in sy lewe nie. En ek het al hoeveel keer met hom gepraat, en sê, man, daar sê God daar buite. Sê ek vir hom, wie wat, humor me, probeer hierdie net. Want sien, dan het jy nie hierdie soeke die hele tyd nie, want dis die probleem. Ons het hierdie soeke na iets wat ons nie weet wat dit is nie, totdat ons God gevind het, totdat ons Jesus gevind het, totdat ons die Heilige Gees gevind het, dan is daai gat gevul. Sonder Jesus sal ons nooit ons doel vind nie. Ons eie lewe begin doel kry, sodra ons ander begin help, om hulle doel te vind in die lewe. Dit gaan regtig daaroor om ander mense te help. Maak nie saak hoe jy werk nie. Dink gou by jouself, in jou lewe waar jy is op hierdie oomblik. Dis bitter nice, om iemand anders te help. Daar's 'n satisfaksie rondom dit wat jy nie vir iemand kan verduidelik nie. Ek het 'n Engelse quote gelees, Jimmy Carr het dit gesê, en hy's 'n komediant, maar dit is ongelooflik diep, wat gesê het, it is not the having of things that is great, it is the getting of things that is great. It's not the having of things that is great, it's the getting of things that is great. Hoeveel goed, ek dink, sit net gou daarin vir 'n half sekonde, dan dink jy wat alles in jou huis is, in jou kamer is, wat jy aan het, ensovoorts. Al daai goed. En dis great om dit te hê, maar jy was meer opgewonde om dit te kry, as om dit te hê, want nou het ek dit.
Almal van julle het horlosies aan. Sê gou vir my, wat staan alles op jou horlosie? Waar sit die 12 uur merk? Wat is die datum? Wat se maak is dit? Wat staan onder dit? Wat se kleur is die dials? Wat se kleur is die gesiggie? Wat staan alles? En jy kyk na daai ding 1000 keer 'n dag. Ons sien nie dit raak nie. Want ons het dit klaar. Waardeer ons dit? Waardeer ons wat God vir ons gegee het? Waardeer ons vriende, ons familie, ons kinders, ons vrou, ons hond, ons kat, ons huis, ons kar, die koffie wat jy drink, waardeer jy dit? Romeine 12, ons het baie lede in een liggaam en die lede het nie almal dieselfde funksie nie, net so in ons is ons baie, in Christus is ons een liggaam en almal het afsonderlike lede van mekaar. Ons kan nie funksioneer sonder mekaar nie, dis nie moontlik nie, ons moet belong. Ek wil dit nou so tong in die kies sê, het jy al gesien wat doen mense om deel te wees van die groepie? Ek wil deel wees van die groepie, wat ook al die groepie is. Dan dink ek by myself, rarig, sulke ekstreme om net deel te wees van die ingroepie, of die groepie, of wat ook al het mag wees. Daai groepie. Hierdie is die groepie waarvan ons moet deel wees. Dis die plek waar ons veronderstel is om veilig te wees. Dis die plek waar ons gaan groei. Dis die plek waar ons Jesus gaan beter leer ken. Vra vir enige iemand wat Bybelstudie doen, wat in daai groepie is, en daar's 'n baie mooi Afrikaanse woord, kameraderie. Daai wat 'n mens by mekaar is en wat jy sit en waar jy rondom dieselfde doel sit en praat met mekaar. En dan ewe skielik is hierdie goeters besig om so trappe op trappe te bou. Jy gaan jou potensiaal bereik deur deel te raak van sulke groepies. En dit hoef nie noodwendig Bybelstudie te wees nie, maar kry mense. En ek sê altyd dit, as mense na my toe kom, moet ek help met huweliksberading, maar ek is nie 'n huweliksberader nie. Ek sal tot op 'n punt gaan en dan sal ek sê, hierso is iemand wat ek jou na toe stuur, want dit is 'n Christelike huweliksberader. Met ander woorde, hulle werk op 'n ander manier as wat gewone beraders werk. Hoekom? Want hulle werk na 'n doel toe. Psalm 92, die regverdige sal groei soos 'n palmboom, hy sal opgroei soos 'n seder in die Libanon. Geplant in die huis van die Here, sal hy groei in die voorhoof van ons God. In die gryse ouderdom, die van julle wat in die gryse ouderdom is, wat eintlik seker ons almal is op hierdie stadium, in die gryse ouderdom sal hulle nog vrugte dra, hulle sal vet en groen wees. Ek sê nie jy is vet nie, die Bybel sê dit. Jy sal vet en groen wees. Wat beteken dit? Jy gaan nog vrug dra, om te verkondig dat die Here reg is, my rots en in hom geen onreg is nie. Jy's nooit te oud om die ander generasie te help nie. Nooit. Daar's nie 'n punt wat jy sê, nou's ek klaar nie. Jy kan nog steeds 'n verskil maak in iemand se lewe. So waar is ons gemeente sterk? Die vraag aan jou is, waar is die gemeente sterk? Waar moet ons begin werk aan hierdie gemeente? Dis nie ons gemeente nie, dis God se gemeente. Waar moet ons in God se gemeente begin werk om dit beter te maak? Om te kan sê, ons is besig om te groei. As hierdie pragtige Latynse gesegde, reforma reformanza, wat beteken om aanhoudend te reformeer. Met ander woorde, om aanhoudend te groei. Groei ons nog aanhoudend? Hierdie gemeente, groei ons nog? Of is ons besig om goeders net te onderhou? Want as ons goed onderhou, het ons probleme. Jy kan nie net onderhou nie. Jy moet groei. Is dit Oxford of Cambridge wat gesê het, hulle ek dink elke 20 jaar dan bou hulle 'n nuwe stuk aan, want die rede vir dit is, want as jy nie aanbou nie, dan word dit 'n historiese monument, dan mag jy nie meer aanbou nie. Die kerk is 'n historiese monument, ons mag nie meer bou en breek aan hom nie. So,
Wat doen ons om aan te bou, geestelik? Ek moet doen wat ek moet doen, maar wat doen jy met jou talente? Ek sluit af. Morney maak pas nêrens in nie. Maak 'n nuwe groepie. Dis nie moeilik nie. Maak 'n nuwe groepie. Ons is almal anders. Daar's iemand wat hou waarvan jy hou. Beloof jou nou. Daar's iemand wat hou waarvan jy hou. Kry 'n squad wat hou van 4x4. En dan gaan 4x4 julle. Want weet jy wat, nou is ons besig om God se groter plan te beplan hierso, want waaroor gaan dit? Ons het dit gesien in Genesis. Waaroor gaan die hele ding? Waaroor gaan alles? Verhoudings. God wil hê ons moet verhoudings hê met mense en goeie verhoudings met mense. Want hier is die wonderlike gedeelte, sodra jy daai verhoudings kweek met ander mense, dis wanneer jy daai mense begin nader trek aan God. Ek kan nie met 'n vreemde persoon net gaan praat oor God nie. Niemand, ek weet nie van julle nie, maar dit sukkel. Maar sodra ek daai persoon begin leer ken, dan raak dit al hoe makliker en al hoe makliker en al hoe makliker. Want op 'n stadium praat ons oor goeters wat gebeur het op 'n plek. Nooi hom saam kerk toe. Nooi hom saam waartoe ook al jy gaan, waar jy besig is met een of ander ding wat rondom God gebaseer is. En dan kan ons met mekaar begin praat daaroor. Kom ons nooi weer 'n slag iemand ergens heen wat 'n positiewe invloed het op sy lewe. Die Bybel sê die volgende: oor hoe meer jy weet, oor hoe meer gaan jy geoordeel word. Kom ons probeer om as ons eendag by God kom te kan sê, ek het my uiterste bes probeer. Want dis al wat hy vra. Gee my net jou beste. Dis al. Kom ons begin om verhoudings te bou. Kom ons begin om mense in te trek. Want op die ou einde is ons almal op pad na dieselfde plek toe. Dis dood. Daarna is daar 'n split. Ek gaan volgende Sondag bietjie oor dit praat. Op Vadersdag gaan ek bietjie praat oor daai split gedeelte van wat kies jy? Waartoe is jy op pad? Wat is jou besluit as pa? Volgende week. Aba Vader, baie dankie dat ons kan weet, U is oneindig. U is die begin, U is die einde. Here, maar die belangrikste is, U is verhoudings. So ons moet verhoudings wees. Help ons asseblief om verhoudings te kweek op elke vlak wat ons moontlik kan. En Here, laat ons daai verhoudings dan kan gebruik om mense nader te bring na U toe. Here, want 'n klomp van ons weet van U en ons woon so 'n bietjie van U by, maar Here, ons het nog nie heeltemal die skuif gemaak. So help ons om mense te help om by dit uit te kom. Om regtig hulle volle potensiaal in U te ontwikkel op 'n daaglikse basis. Amen.